Psalm 139. Ek dink ek gaan vanoggend weer sny, want ek wil die laaste dele van hierdie woord wil ek baie aandag aan gee. Ons praat oor die wete van die siel. Die wete van die siel. Die feit dat jy jou siel moet leer, moet onderrig. Ek het vir u laasweek se preek gestuur, ek dink jy almal het dit gekry. So, ek wil net vinnig weer vir ons op hoogte bring. Psalm 139 sê, ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke, en my siel weet dit al te goed. My siel weet dit al te goed. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in die boek is hulle almal opgeskrywe. Dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel? Hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by u. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Jy kan alleen vers 23 en 24 bid. Deurgrond my, o God, ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Jy kan dit alleen bid as jy by vers 14 verbygekom het. As jy jou siel geleer het, getrein het. Nou ek wil miskien voor ek verder gaan net so klein bietjie hierby stil staan. Marianne, het jy enige toegang tot die BBE vertaling? Wil jy hom gou vir ons daar gooi? Terwyl sy hom kry, laat ek dit weer vir u lees. Ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke, en my siel weet dit al te goed. OK, geef ons gou ek dink is die Bible in Basic English is waarvoor dit staan. Die BBE vertaling as jy hom het. Ek het nou vergeet om hom neer te skryf. Maar ek dink dit is baie skitterend. I will give you praise, for I am strangely and delicately formed. Your works are great wonders. Kyk nou hierso. And of this my soul is fully conscious. Of this my soul is fully, sê gou fully conscious. So met ander woorde, my siel sal nooit anders dink as dit nie. Hy kan nie anders dink nie, want ek maak hom conscious van dit. Nou wil ek dit terugbring na ons geval toe. Kom ons kyk weer na hierdie skrif. Ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke. En my siel weet dit al te goed. Waarna verwys die psalmdigter hierso? Dawid wat die geskryf het. My siel weet dit al te goed. Wat weet my siel? Nie net dat ek wonderbaar gemaak is nie. Ek praat van, I know. My siel weet, ek sal God loof. Omdat dit by my 'n waarheid is, moet my siel weet, wat is my prioriteite? Wat is my lewenswyse? Waarvoor is hy in? He's got to know the borders. Jy kan maar gou amen sê. Jou siel moet weet wat jou stand in Christus. Met ander woorde, Petrus stel dit so. Hy sê, maak jou roeping en jou verkiesing vas. Maak jou roeping en jou verkiesing vas, omdat baie kinders van die Here double-minded is. They cannot receive anything from the Lord. So, jy en jou huisgesin en mense rondom jou, wat ook al of so, moet weet, wat is jou stand in Christus? Wat is jou commitment? Waar staan jy met die Here? Is jy soos 'n golf van die see? Ek dink is ook Jakobus waarvan praat, wat kan heen en weer beweeg word na gelang van wat jou pas? Of is jy op 'n plek wat jy jou roeping en verkiesing vasgemaak het?
weet jou kinders, my ma en pa kies die Here eerste. Dit is belangrik, ons het nou die aand met 'n paar mense oor die goed gepraat, en ek het net besef, en hulle het my nou eintlik vooruitgeloop nou die aand, maar in elk geval, dis die goed wat hulle wat in jou kring is, moet weet. Weet jou kinders, my prioriteit lê by die dinge van die Here. My pa se prioriteit, my ma se prioriteit lê by die dinge van die Here. Al is sy siel nog in beheer en al is hy onwedergebore, moet sy siel hierdie goed weet. Ek vind vandag mense is in kerktyd, is hulle op ander plekke, dan sê ek vir Karen, hoe kan jy dit doen? En jy's supposed to be 'n lewende steen in die gemeente. En dan voeter jy op 'n Sondag vir die twakste goed, voeter jy na ander plekke toe. Sorry nou, maar hoor my hart. Dis vir my 'n concern. Want jou siel en jou mense se siele moet weet, ons gaan die Here dien. Yes. Hulle moet dit weet, dis hoekom die siel, dis hoekom hy sê, my siel weet dit. The soul has got to know. You've got to tell him what is the principle. Ek sê nou die aand vir die ouens, ek sê, ek moes 'n beter storie as Tolla van der Merwe gehad het, as ek 'n bidhuur wou mis. Jy moes perform het om 'n bidhuur te mis. Jou storie ken. Al was nie 'n saak nie. Ouens, Woensdag aand is ons in die bidhuur. Of ek was so ongered soos 'n klip. Maar jy's daar. Daar was nog dissipline. Vandag is die ouers bang vir die kinders. Want jou kinders kan jou gaan aankla en jou hof toe vat, en ouers is eintlik onseker, hoe ver kan hulle gaan, en hulle wil nie die kinders dring nie, tralalalala. Al het die koning van Engeland na ons huis toe gekom, ons was in die kerk. Sy kan voor die deur sit en wag tot ons terug is. Daai tyd was dit nog nie Charles nie, dit was nog sy ma of ouma, wat se ding ook al. Maar in elk geval, dit is wat jou siel moet weet. Mense, kinders van die Here is vandag so. Ons is wishy-washy, en geen wonder, ons kom nêrens nie, want so 'n mens kan nie iets van die Here ontvang nie. Ek wil jou vra, dink 'n bietjie terug aan die ou tydse Pinkstermense. Is dit waar wat ek sê? Is die waarheid? Dis die waarheid. Hulle het net eenvoudig die Here gedien en almal wat aan hulle verbonde is en onder hulle sorg is, het daarby ingeval en jy het geweet, jou siel het geweet, dis die pad wat jy op. Weet jy wat doen jy? Kom ek sê vir jou, wat doen jy? Jy dink miskien, dis nie reg nie. Want vandag het almal 'n keuse en ons het menseregte en ons het al hierdie nonsens. Ek wil vir jou sê, jy bou iets dat wanneer jou kind die Here dien, gaan hy hom voluit dien. Ek sal my kop op 'n blok daarvoor sit. Ek het vir my pa gesê, so 'n paar jaar terug, toe sê ek vir hom, toe hy nou begin, einde se kant toe staan, toe sê ek vir hom, jy moenie worry nie. Ons sal die Here dien soos pa hom gedien het. Jy het vir ons voorgeloop, jy het vir ons die voorbeeld gestel. En ons siel weet dit very well. Ons siel weet dit. My siel weet dit al te goed. Wat weet my siel? Ek sal die Here loof. My siel weet waar lê die prioriteit. Ek sien nou eendag 'n ding wat 'n ou so 'n paar mense wat sekere goed sê van Amerikaners. Dit is sommer so 'n joking ding. Ouens soos Winston Churchill en so aan. Die een ou bekende ou, ek kan nie weet wie dit was nie, het gesê, I'm amazed how, wat is gehoorsaam, obedient Americans are to their children. American parents are to their children. En dis die samelewing waarmee ons sit. Dis wat Jesus gesê het, die liefde van die meeste sal verkoel. Al hierdie dinge sien ons vandag in praktyk, want ons het nie meer die vastigheid van vaste keuses en 'n mind op maak nie. Kom ons gaan gou na Psalm 42 toe. Ek het hom ook nie op die bord nie. Psalm 42. Blaai goed in julle Bybels toe.
Psalm 42. Jy sien, dit is maklik om Psalm 139 te lees en te sê, dis mooi, dis so mooi. Maar as jy by die kruks van die saak kom, wat Dawid sê is, hoor die pel, my siel moet sekere dinge weet. Hy moet weet, nou kyk in Psalm 42, dis van die kinders van Korag, wat ek glo in die tempelbediening en in die bediening van worship en al die goed was, ook onder andere in Dawid se tyd ensovoorts. Ek moet net gou die vers kry. Vers 6. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, kyk die opdrag en die hoop wat ons van gepraat het, né? Hoop op God, want ek sal hom nog loof. Met ander woorde, die oomblik as dis wat hierdie goed bou, as jy vastigheid in jou lewe bou, dan het jy 'n refuge in the time of storm. Dan het jy 'n stronghold en jy het 'n strong tower omheen te hardloop. Jy weet van die storie nou van die ouetjie wat op 'n plaas begin werk het en toe staan 'n verskriklike storm een nag en die boer is baie bekommerd. Hy staan op en hy gaan kom na die ouetjie toe en die ouetjie slaap. Hy sê vir hom, hoor jy nie die wind nie, hoor jy nie die storm nie, is jy nie besorg oor want hy's plaasvoorman die ouetjie, wat ook al. En toe sê hy vir hom, nee, ek het die goed gedoen toe ek kon. Toe dit mooi weer was, het ek hierdie goed secure, jy kan gaan slaap, jy hoef nie te worry nie. En dis is die lewe werk, Psalm 47, dan gaan hy aan, weer, kyk nou wat nou gesê is, vers 7, o my God, my siel buig hom neer in my, daarom dink ek aan U. Onmiddellik sy siel, sy gedagtes, dissiplineer hy. Die vloed roep na die vloed, né? Deep calls unto deep. Ek dink hier's nog 'n plek, vers 12 weer, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof. Die verlossing van my aangesig, kyk wat voeg hy by, en my God. En dan Psalm 43, vers 5, weer, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. So hierdie ouens skakel mooi in by wat Dawid gesê het. Die siel moet sekere goed baie goed weet. En dis my en jou verantwoordelikheid. My broeder en suster, dit kom van 'n innerlike commitment. 'n Innerlike commitment. En eintlik as ek nou regtig eerlik moet sê, hoor nou my hart vanmôre. Dit begin eintlik by wedergeboorte. En omdat die lewe so geraak het, is ouens vandag, en ek gaan nog intensief met u oor praat, volgende week, soos daarby kan uitkom. Die ouens is vandag, hulle kom na die Here toe, en môre is hulle gone. En dis net jammer, maar dit gaan nie so werk nie. Okay, kom ons kyk, ons het onlangs gepraat oor die ankering van die siel, agter die voorhangsleen, en laasweek gepraat oor die wete van die siel. Ek wil net gou vir hierdie paar goed inskerp. Ons siele is agter die voorhangsel geanker deur hoop. Die een ding wat ten nouste saam met hierdie ankering of toestand gaan, is die wete van die siel. Die siel moet vasgemaak word met wete, met ander woorde, daar's sekere dinge wat hy moet leer, en hierdie dinge moet die wyse word waarop hy werk. Daar's baie dinge wat kinders van die Here weet, maar wat hulle siele nie leef en hulle dis nie doen nie. Daarom is die woord van die Here so erg daaroor, dat ons daders van die woord moet word. Ons weet baie dinge, maar dit is nie die wete wat ons lewe, ons denke en so verander nie. Wanneer die stres en die probleme kom, doen ons nog steeds dinge en leef ons weer asof daardie goed nie bestaan nie. Waar kom die verskil? Ons weet dit met ons verstand, of ons het dit iewers gehoor en dalk net 'n mental aanname daarvan aanvaar, maar dit het nie die diep gewortelde kennis geword
wat ons denke en optrede verander nie. Nou met ander woorde, dit moet ons lifestyle word. Die probleem met hierdie tipe van wete is dat jy in die tyd van krisis terugval op wat vir jou lewenskennis is. En dis gewoonlik die maklikste uitweg of vra die minste van jou. En die gevolg is dat jy optree soos 'n double-minded man wat een ding bely, maar in die krisis hier oorslaan na 'n ander stel belydenisse. En ons het gesien dat Jakobus baie duidelik sê 'n double-minded man sal niks van die Here ontvang nie. Ok, ek wil vinnig met u net weer hierdie goed opskerp. Die aspekte van kennis en die verwerwing daarvan. Hoe jy goed leer, hoe jou siel tot 'n wete kom. Is daar 'n paar goed. Die kennis wat ons siel moet hê berus op die alwetendheid van God. Ek het vir jou 'n voorbeeld gegee. Jesus sê, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. So, God weet wat ons nodig het. Hy sê dit ook daar in daai plek en ander plekke. God weet wat ons nodig het nog voordat ons hom vra. Met ander woorde, in die alwetendheid van God, het God vir ons die Heilige Gees gegee, soos wat mense weet om goeie gawes aan hulle kinders gee. Nou wil ek gou vir die vraag vra, as jy vir jou kinders goeie gawes gee en hulle vat dit nie, gaan hulle uitloos, né? Nou het God vir ons die Heilige Gees gegee. Jy sê, nou moet jy hierdie skrif vat en jy moet gaan sit en dink. Dis hoe jy mediteer met God. Nou moet jy gaan sit en dink, leef ek soos 'n kind wat die goeie gawe aanvaar het? Is die Heilige Gees vir my so belangrik? Ek het nou weer gisterand en toe ek voorberei het ek weer gesit en dink oor die wonderlike gawe van die Heilige Gees. Dat God vir ons die Heilige Gees gegee het, nie net as 'n persoon wat langs ons loop en wat in ons woon nie, maar dat hy vir ons iemand gegee het wat ook deur ons bid en spreek. Dis 'n fenominale gawe. Dis iets wat jy God nie genoeg voor kan dank nie, is die doping en die vervulling met die Heilige Gees. Maar nou moet jy gaan sit en vra, jy moet vir jouself hierdie vraag vra en saam met God en sy woord hierdie goed gaan mediteer. Het ek die Heilige Gees ontvang? Is ek gedoop in die Heilige Gees? Ouens, vir my deesdae die vraag, to be politically correct. Nou sorry, ek ken nie die politically correct agenda nie. Ek wil vir jou vra, as jy gevul met die Heilige Gees, het jy in vreemde tale gepraat? Short and sweet. Gaan ondersoek die woord. Gaan kyk, wat sê die woord? Paulus vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En dan bid hy vir hulle Handelinge 19, vir die oues in Efese, dan bid hy en dan sê die Bybel, en hulle is met die Heilige Gees vervul, en het gespreek in ander tale, en het geprofeteer. Dis maar een voorbeeld. Dis 'n fenominale gawe. Nou luister nou, God het in sy alwetendheid en kennis, het hy vir ons die Heilige Gees gegee. So nou moet my en jou siel weet, I need the Holy Spirit. And I've got to live by the Holy Spirit. Ek kan nie sonder hom gaan nie. En ek wil vanmôre vir u sê en u aanmoedig, as jy dit nie het nie, soek dit tot jy dit kry. Jy weet nie wat jy mis nie. Want dis nie die wysheid van 'n universiteitsprofessor wat vir jou sê die gawes is uitgedien en die Heilige Gees, daai goed is oudtyds nie. Dis nie dit nie, dis God se wysheid. En my siel moet weet wat God in sy wysheid geweet het. OK. Tweedens, waar die bronne van kennis wat na jou toe kom, jy het jou eie recorder. Nou, jou eie recorder, die Bybel sê, jy weet self van gevalle wat jy dit en dit en dit gedoen het. Ons het dit laasweek hanteer, is op jou foon. Dinge wat jy weet deur die lewe, jou kultuur, né? Jesus sê, leer van die vyeboom. Die voorkoms van die aarde en die lig weet jy om te beoordeel. Kennis deur oorlewering, kennis deur ervaring. Paulus sê, ek weet om swaar te kry, ek weet om verneder te word, al die goed. Kennis deur 'n teken of deur omstandigheidsgetuienis. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Ek dink gister oor hierdie skrif, wat doen die ateïste?
Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. So as ons regtig liefde onder mekaar het, selfs die ateïs moet sê, maar daar is 'n God. OK. Nou, sien julle hoe belangrik is liefde? Just a thought. 1 Korintiërs 10, kennis deur lering. Seker goed wat aan ons toe kom deur lering. En wat ons laas keer gesê het, ons kan baie keer van dit praat as spiritual common sense. Spiritual common sense. Nou, wat Paulus praat van, weet julle nie. Klomp skrifte, dan 'n ander skrifte, dan sê hy weer, maar julle weet, en ons weet. En nou, ek het dit vir u gestuur, en ek wil hê jy moet bietjie daai goed weer vir volgende Sondag, of hierdie week, na kyk, daai klompie vrae wat hy, ek sal dit weer vir u as 'n aparte deel stuur. Die skrifte wat hy sê, weet julle, en die skrifte wat hy sê, want ons weet, of julle weet. Kyk asseblief daai goed deur, want ek wil met hierdie goed begin werk, na volgende week toe. En dan is daar, wat ek nie laasweek aangeraak het nie, kennis, as iets dieper, en gepaard gaande met geloof. Met ander woorde, kennis of wete, wat na jou toe kom, maar dis nie heeltemal op die level van net, dit gaan gepaard met geloof en openbaring, dis nie net op die level van goed wat my geleer is nie, op daai maniere nie. Nou, kyk wat ek bedoel, Psalm 46 vers 11, ek is nou by slide 50, dink ek, ja, daar sê, dankie. Laat staan en weet, dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Nou wil ek jou vra, jy moet nou mooi kyk waarheen gaan die ding. Onthou, jou siel moet nou seker goed geleer word en weet. Maar, nou kom jy op 'n plek waar ouens vir jou sê, kyk die wetenskap. Die wetenskap sê, alles moet bewys kan word. As daar nie 'n konkrete bewys vir 'n ding is nie, dan bestaan dit nie. Nou as jy sê, onthou julle ons het laasweek daai liedjie gespeel, I know my Redeemer lives. Nou, Job sê dit. En ek weet nie of daar ander plekke ook in die Bybel is nie. Maar daai stukkie kom uit Job uit. Ek weet my verlosser leef. As jy so iets sê, op watter grond sê jy dit en hoe seker is jy? Want ek kan vir jou sê, as ek nou 'n ateïs is of wat ook al, maak nie saak nie. As ek vir jou sê, hoe weet jy jou God leef? Dan gaan jy seker vir my sê, die heel eerste punt is, ek glo. Wat sit ons vanmôre hier saam? Die feit dat ons glo, dat Jesus die Christus is en dat hy gesterf het. En die Seun van God is, en ons kan baie goed bysit. Ons glo dit. Ons glo dit, so dis die rede hoekom ons hier sit, maar ons kan dit nie sien nie. Dit kan gechallenge word. Ek wil vir jou gou iets sê. Van my vriende op college, wat saam met my op college was, Pastoor Treswell, julle ken hom, né? Hy is so 2 jaar terug oorlede. En die ou wat, daar was 'n ander ou in ons klas, wat, ons was almal so 'n klomp jong manne gewees. Ons het die ou toppies in die klas gas gegee, ordentlik gas gegee. Hulle het ons die antifossielbende genoem. Ons het so op 21, 22, 23 en hulle was hier by 35, 36. En in ons oë was hulle heeltemal oor die muur. Was nie meer hoop vir hulle nie. Maar okay, ons gaan op 'n sending toer Durban toe. Ons gaan daar by die ou Indeermark in, die wat nog daai jare ken. En ons jong klomp, en nou koop ons vir ons kieries. Dis so kierie, jy weet 'n kierie wat so jy hou hom so vas. En dan sy nou gebrand, dis so riete of wat ook al. Maar hy's gebrand, sulke strips, so swart en dan die geel en van die riete. En toe ons nou weer moet ry, hier klim ons jong ouens met hierdie kieries op die bus op. Wat toe sal oorlog. Maar in elk geval, dis is sommer so 'n bietjie. Nou, een van ons ouens, wat saam met Treswell, wat 'n baie hegte vriend van Treswell geword het. En hulle het saam baie goed gedoen. Hy kom op die begrafnis by Treswell se vrou. En hy sê, weet jy, ek is so bly ek is verlos. Sy sê, van wat bedoel jy? Hy sê,
hierdie ding van julle wat glo in 'n God, hy sê daar is nie 'n ding soos 'n God nie. Die hiernamaals, hierdie tipe ding, dis alles nonsens. Ek is so bly ek hoef nie met daai goed te glo nie, want dit sit net 'n klomp bondage op jou en ek weet nie, ek is vry van dit. So watter bewys het jy? Wees stil en weet dat ek God is. Hoe weet jy? Hoe weet jy? Hierdie is goed wat ons kan uit mekaar uittrek en ons kan dit challenge en ons kan daaroor stry vir 700 jaar. So wat is die antwoord? Ek en jy sal moet, nie laat ons moet 'n bewys hê, dis nie waaroor dit gaan nie, maar om onsself te verseker. Ons sal moet 'n bewys hê van ons verhouding met Jesus Christus. Jy sal in jou gees die bewys moet hê en jou siel sal dit moet weet. Want dis eintlik waar die wete hoort, dat hy lewe, dat hy God is, dat jy 'n verhouding met hom het. Ok, so, julle hoor wat ek wil sê, die goed is nie net, as jy weet in die Bybel sien, is dit nie net om 'n woord daarin te sit nie. Die goed het ernstige implikasies. Nou sê die Here vir ons, die sentrum waar jy moet gaan met hierdie ding is jou siel. Anders toppel iemand jou net so môre, met 'n beter redenasie as jy. As jy nie jou siel agter die voorhangsel, dis 'n geestelike plek. As jy nie jou siel agter die voorhangsel vasgemaak het nie, tip iemand jou bootjie net so. Dan gaan jy op redenasies, dan gaan jy op die mind en die slimheid van mense, van die mind, dan kom die redenasie op daai terrein. En as jy nie baie slim is en onderleg is in die vermoë om ander ouens uit te oorlê met redenasies nie, gaan jy lose. Gaan jy lose. En dis hoekom ons kinders op universiteite goed vandag, Gordon sê van sy kinders, dan gaan hulle universiteit toe, dan kom hulle terug, dan is hulle heeltemal agnosties. Heeltemal heidens. Hy sê sy dogter, ek dink ek het u vertel, sy dogter kom op universiteit, en daar's 'n taak. Die taak sê, prove that God is a woman. Nie talk about if God is a woman nie. Prove that God is a woman. Dis die wysheid van hierdie wêreld. Ek en jy sal moet 'n teevoeter hê. We'll have to be above. We'll have to supersede the wisdom of this world. Ons kinders, nou kom ons weer by die kinders. Jou kinders sal so vas moet wees, vasgeplant in die wete. Hulle siel sal so vasgemaak moet wees, dat niks hulle kan roer nie. Nie enige redenasie van die slimste ou ter wêreld nie. En dan het jy verhouding nodig. Dis wat inkom. Nou goed, my opskrif was, gee op my weer daar asseblief, slide 9, slide 50 seker, ja. Kennis as iets dieper en gepaardgaande met geloof. So hy sê, laat staan en weet dat ek God is. Psalm 135 vers 5, waarlik, ek weet dat die Here groot en onse Here bo alle gode is. Nou wil ek vir u vra, ons het 'n sekere gedrag in die kerk aangeleer. Jy moet positief praat. You've got to speak faith. Nou, en dis in 'n sin reg, maar ek wil kom by die bron. Hoeveel van daai goed is regtig openbaringskennis en is goed wat jy weet? Ouens, luister nou mooi. Ek is nie krities nie, maar I want to become real. Julle hoor wat ek wil sê. Ek wil hê hierdie woord moet vir my werk. Ek wil weet wat daar staan is die waarheid. Ek wil experiential knowledge hê. Ek kyk gister die twee woorde waar Jesus sê in Johannes 8, julle kan dit gaan lees, Johannes 7 en 8. Ons gaan nog daarby kom. Dan sê hy julle ken my. Julle ken my en julle weet van waar ek is. Dis 'n baie interessante redenasie tussen die mense. Die woord ken daar, hy praat met die volk, né? Hy praat nie met disippels geredde ouens nie. Hy praat nie. Hy sê julle ken my. Die ken daar is die woord oida. Oida kom deur
Iets soos kennis van sien, kennis wat ek deur my sintuie leer ensovoorts. In Johannes 17 vers 3 dan sê hy, dit is die ewige lewe dat hulle U ken. Die woord kennis gnouskou. Dis dieselfde term, gaan lees die kommentare, dan sê hulle, this is the Hebrew synonym of term vir intercourse. Heeltemal verskillend. Hy praat van sy disippels, dan sê hy sodat hulle my ken, né? My kan ken, maar die mense, hulle ken, is 'n ander, dis op die oppervlakkige plek van ken. So, daar moet 'n ken kom wat jy weet, dat jy weet, dat jy weet. En daai vlak, lê op die vlak van openbaringskennis, en as jy dit in jou gees kan ontvang, en jy kan dit vir jou siel leer, dan is jy op die regte plek. As jou siel daai wete kan hê, want baie keer, hoor nou mooi, niemand, as jy na die Here Jesus toe kom, is niemand van ons gevrywaar van liggaamlike aanslae en siektes nie, en pyn nie. Is dit waar? Niemand van ons is gegarandeer en ons is nou vry van daai goed nie, maar nou sê die woord, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En die woord sê ons moet vir mekaar bid, en ons bid vir siekes en al die goed. Daar's niks meer fout nie, ons doen dit. Maar ek wil graag hê, ons moet op 'n plek kom wat hierdie goed manifesteer en waar die Here werklik gesond maak. Maak nou nie saak wat die oorsaak is of die gevolg of van nie of nie, wat ook al. Maar wat ek wil sê is dit, luister gou mooi, ek wil my hart vir u uitdruk. Ek sien so baie keer, kinders van die Here is geleer om op 'n sekere manier te praat. En dan sê hulle, die Here het my gesond gemaak, maar meantime help die pille hom. En as die pille weg is, dan sy weer terug waar hy was. En dan skaad dit sy geloof. Want hy het geloof gehad om te sê, nee, en ek gaan later met dit deel van die siel. Geloof is, die praat en die goed van geloof kan alleenlik in werking kom, wanneer jy vastigheid en openbaring van die Gees het. Anders is jy, die Engels gebruik 'n woord presumptuous. Ek weet nie of dit klink soos lekker brood, maar dis nie dit nie. Presumptuous is in 'n slegte sin, jy sê goed wat nie so is nie, ensovoorts. So daar moet daai wete kom. Anders as ons net bely, en ons bely uit nie werklik 'n wete nie, dan môre oormôre het ons al so baie bely, maar ons sit nog in so baie pyn, en dan begin mense se siel oorneem, en hy sê, waar is jou God? Onthou jy die Korag, en Dawid op plekke, dan sê hy, hulle smaat my, en sê vir my, waar is jou God? Waar is jou God? Hoekom werk die dinge nie? My broeder en suster, dis hoekom ek wil hê, die plek om te begin is by die siel, dat ons hom sal vasmaak, en hom sal vasanker, en dat wanneer ons hierdie dinge ervaar, dis nie verkeerd om in geloof te praat nie, maar dan moet jy die lifestyle hê wat daarby gaan. Julle hoor wat ek wil sê, ek wil kinders van die Here die goed spaar, want dit breek ons baie keer af, en mense raak afgerem, en hulle raak vermoeid in die siel, kan nie dit onthou? Skrif wat sê, moenie julle siele verslap en vermoeid raak nie. Hulle raak vermoeid in die siel, en laterand is soos 'n kar wat 700 jaar al ry, en laterand wil hy net nie meer ry nie. En as jy met hom wil ry, dan maak hy blank. Want hy ry al te lank, hy wil nie meer ry nie. Julle hoor wat ek sê? Dis nou nie 'n Toyota nie, dis nou kan ek nie eers die Isuzu vat nie, want hy's nie eers hier nie. OK, so, ek wil so graag hê, ons godsdiens moet lewe. En dan moet ons ook kan sê, ek weet my verlosser lewe.
Jy kan jou redenasies bring, jy kan jou bewyse wat ook al bring, maar ek weet, ek gaan jou nie bewyse gee nie, maar in my hart het ek die bewys van 'n liefdesverhouding met Jesus Christus. Ek spreek in 'n vreemde taal wat die Heilige Gees is wat hy my gegee het. Waar anders kry ek dit vandaan? Julle hoor wat ek wil sê. So, as ons bewyse, maar ons is nie daarop uit om te bewys nie, ons is daarop uit om te weet dat ek weet dat ek weet. Halleluja, ek wil so graag hê dit moet weer 'n vibrant ervaring vir ons word. En dit gaan begin wanneer ons die siel gaan adresseer. Amen, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord. Here, ek wil bid dat hierdie goed vir ons so groot werklikheid sal word, die lus van ons lewe. The joy of our lives will be Jesus Christ. Here, ons dankie vir u teenwoordigheid, dankie vir u Gees. Gee dat ons in dit sal lewe met ons hele hart en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.